broers, susters in Christus. Het is lekker om julle almal hier te sien. Aan ons besoekers ook baie welkom. Julle sal sien dat ons 'n besoekersboek hier voor in die portaal het. Vul gerus julle details daarin en dan kan julle ons ook vir julle nuusbriewe aanstuur, elektroniese nuusbriewe. Ook die van julle wat later digitaal gaan inskakel. Ons is bly dat ons die Here se woord so met julle kan deel en onthou om te like, te share en te subscribe. Veel skoolkinders is hier vandag. Ek weet die termyn begin hierdie jaar, hierdie week, so is daar enige van die skoolkinders wat opgewonde is oor die skole begin. Ek sien hier's 'n paar ouers wat wel opgewonde is dat die skole begin. Ja, en dan ook het ons hierdie week 'n paar verjaarsdae. Ons is bly saam met ons lidmate wat verjaar en ons vier saam met hulle hierdie dag. Ons dink aan Wilna van der Merwe en Zelda Beets wat verjaar. Ons mag die Here se liefde julle elke dag lei en ons is saam met julle bly dat julle nog 'n jaar vir ons gespaar is. Dan ook, ons is saam met Chris Jacobs en sy vrou Marie, bly Chris is vroeër hierdie week geopereer hier in die hospitaal in Perth om bloeding op die brein te stop. Dit was suksesvol en hy kan weer gesels ook iets wat hy mee gesukkel het met die bloeding op die brein. Onder sake van voorbidding vra ons dat julle sal aanhou bid vir ons lidmate wat onlangs geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons weet daar's oom Magiel en tannie Magteld. Ons dink aan hulle en ons bid ook vir hulle. Dan ook, ons weet daar's mense wat sukkel met hulle gesondheid en persoonlike uitdagings. Ons dink spesifiek aan mense wat ook vir hulle visums wag. Ons dra dit ook aan die Here op en vra dat dat die Here daar sal help. Ons bevestig dan ook met dankbaarheid dat daar geen besware ontvang is teen die voorgestelde in die gemeentevergadering wat ons die 30ste gehad het vir die addisionele leraarspos nie. So ons is bly dat daar geen besware was nie en ons kan nou voortgaan met die beplanning vir hierdie pos. Onder sendingsaksies die 17de tot die 25ste Mei het ons die Bali uitreik en ons het dan ook die 11de Mei, die Moedersdag, is daar nagmaal en Dominee Gawie sal die diens hier lei. Dit gaan ook dan die uitstuurdiens wees. Ons vra dat julle ook hierdie Bali uitsending sal in julle harte dra en vir ons bid. Paar ander belangrike datums. Die 3de Mei, die Saterdag, is dit weer die kaartjie maak aksie. En dan die 4de Mei het ons 'n kinderdiens. Dis ook die 4de Mei gaan die Sondagskool weer begin, so vir die ouers met kinders. Die Sondagskool en die belydenisklasie begin ook daai week. En Dominee Pieter gaan die 4de Mei daai diens vir ons lei. Dan sê ek dankie, Dominee Pieter. Baie dankie, Hendrik. Goeiemôre en ook almal baie welkom vir julle. Dit wat Hendrik net nou genoem het van daar is mense in ons gemeente wat op hierdie stadium dit nie meer so goed gaan nie. En daarom wil ek net vra, hy noem dat ons moet bid. Ek wil net vra, kom ons word so vir 'n oomblik stil en dan bid ons net ook tot die Here vir dit. Onse Vader, soos wat ons hier is, het ons ook in ons eie hart versigtinge. Daar's dinge wat seer is, Here. Dit is dalk geliefdes, dit is dalk onsself. En dan sê ons dat ons graag, Here, tot U wil bid vir mekaar soos U ons geleer het. As ons dit doen, dan is dit vir ons moeilik om onsself presies in te dink in elkeen se situasie. Hulle wat iemand aan die dood moes afstaan, iemand wat terminaal siek is, hulle wat wag vir visums. Die hele lewe gaan gepaard met 'n voortdurende spanning, Here, tussen die goeie en die slegte, die mooi en die lelik. En ons gebed is, Vader, U wat vir ons ken, U wat vir ons liefhet, hou vir ons vas. Gee dat ons veral in sulke tye ons oog op U gefestig sal hou. Dat ons weet, Here, dat U vir ons meer liefhet en dat U liefde vir ons groter is as ons omstandighede. Daarom bid ons vir hulle wat dit toekom troos, vir hulle wat dit toekom die genesing. Vir hulle, Here, wat dood eenvoudig in die wêreld so soekend geraak het en wat 'n onvrede in hulle hart het, bid ons dat U ons vrede sal gee. En ook dat hierdie erediens alleenlik tot U eer sal wees in Jesus se naam. Amen. So terwyl ons sit, wil ek hê ons hierdie lied net saam, as ons stil word voor die Here,
dan sing ons dit sommer so saam terwyl julle sit. As ek stil word, om by te wees, my hart se donker vlees, as ek u hart hoor, teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. He is wonderbare raadsman, He is machtige God, He is ewige Vader, He is edeloos, He is wonderbare raadsman, He is machtige God, He is ewige Vader, He is edeloos. As ek stil word, om by te wees, bedaar my hart se donker vlees, as ek u hart hoor, teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. He is machtige God, He is ewige Vader, He is vredeloos, He is wonderbare raadsman, He is machtige God, He is ewige Vader, He is vredeloos. He is wonderbare raadsman, He is machtige God, He is ewige Vader, He is vredeloos, He is wonderbare raadsman, He is machtige God, He is ewige Vader, He is vredeloos. Here, ons is u gemeente, in u is ons almal een, en gedring deur u liefde het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om hier vir u saam te aanbid, getrou vir mekaar om te gee en in eenvoud vir u te lewe. Here, verheerlik u self in en deur ons, sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word. U voeg hulle by en saam beywer ons vir u koninkryk. Amen. Geliefdes, verlostes, gelowiges, weet dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, is vir julle. Kom ons staan en ons sing, dit is nogal 'n blymoedige lied hierdie, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Kom ons staan en sing ons dit saam. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde woon sy koninkryk begeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Prys hom, halleluja. Prys hom, halleluja. Prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer.
sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy sal skuil en hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Hy sal halleluja, hy sal halleluja, hy sal halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Nou in ons proflied hef jou harte op na woord, plaas maar syne staan op drome en kom dans vir ons. Leef van die woord, van sy woord waarin ons glo, van sy woord sal ewig staan. So hallelujah, so hallelujah, so hallelujah, wat sy woord sal ewig staan. As julle kan maar sit. Nou hierdie is 'n gedeelte wat julle almal baie goed ken, die grootste gebod. Ek lees dit vir julle net soos wat dit in Matteus 22 opgeteken staan. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou, ek wil net kortliks ietsie hieroor sê, want dit is nou belangrik ook op die boodskap wat later gaan volg, dat ons weet dat die Grieks wat ons vandag het, van die Bybel, die Septuagint, soos waaruit ons vertalings ook vertaal is ook 'n vertaling weer van vroeëre geskrifte, en die Grieks is maar vir ons op die stadium dit wat ons gebruik, maar in die Grieks, as 'n mens die woord liefde gebruik, is daar 4 woorde wat vir liefde gebruik word. Ek het op 'n stadium dit al vir julle gesê, maar ek wil dit graag net weer doen, dat julle net ook sal verstaan, want dit het nou betrekking ook op vandag se diens. Die eerste is dat daai tyd as daar 'n familieliefde is, met ander woorde broers, susters, pa en ma, dan is dit met die woordjie storge beskryf. Met ander woorde, dit is 'n familieliefde. Ek het jou lief omdat jy familie is. Bloed is dikker as water. Dan is daar natuurlik die een wat baie bekend is, waaroor daar liedere gemaak word, waaroor Hollywood gaan, en dit is die erotiese liefde. Dit is die liefde tussen man en vrou, wat 'n baie seksuele liefde is. En dan is daar natuurlik die 2 woorde wat baie naby aan mekaar is, en wat baie keer omwisselend vir dieselfde vertaling ook selfs gebruik word. En dit is die woordjie phileo en agape. Nou phileo het te doen met 'n liefde vir vriende, en met ander woorde iemand waarmee jy graag assosieer. En dan natuurlik die agape liefde is 'n woord wat in die Grieks uitsonderlik gebruik word vir 'n liefde van opoffering. 'n Liefde wat sê ek is bereid om selfs te sterwe vir jou. Nou dis die hoogste vorm van liefde, hoor.
Selfs die sorgeliefde, die phileo liefde en die erotiese liefde is voorwaardelike liefdes, want dit is liefde wat bepaal word deur familiebande, dis 'n liefde wat bepaal word deur 'n vriendskap, dis 'n liefde wat bepaal word oor fisiese aantreklikheid. In 'n agape liefde is daar geen rede om lief te hê nie. Nou dis interessant dat as ons eendag, as ons in die huweliksformulier terugdink, die van julle wat nou getroud is, dan word daar gesê dat beloof julle as man en vrou om mekaar lief te hê deur dik en dun. En daar die woorde wat gebruik word is dat ek sal jou lief hê, nie net wanneer dit goed gaan nie, ook in tye van siekte en van dood. Selfs nie die dood sal ons skei. Ons sal mekaar deur dik en dun bystaan. Dit is 'n agape liefde. Dis 'n liefde wat sê ek sal vir jou nooit in die steek laat nie, want kom ons wees eerlik dat in 'n sekere mate is liefde vir ons 'n ruiltransaksie. Met ander woorde, ek het mense lief omdat hulle ook my liefhet. Dis 'n reaksie op hulle liefde vir my. Maar ek wil nou vandag vir julle sê, die wyse waarop God liefhet, nie een van ons kan daarby kom nie. Dit is 'n liefde wat geen rede het nie. Daar's nie 'n voorwaarde voordat God ons liefgehad het nie. Hy het ons liefgehad toe ons nog sondaars was. Ons het nie verdien dit nie. En ek weet dit is vir ons nie maklik om onsself nou mooi te verstaan wat beteken dit presies nie, maar dat jy en ek sal weet dat die Here het vir my lief. En hy het my met 'n agape liefde lief. Dis 'n goddelike liefde. Dis 'n liefde wat die ultimate sy dood gevra het. Dit is wat ons nou in die Paastyd ook met mekaar by stil gestaan het. Jesus het daardie liefde en daai prys betaal vir dit, sodat ons nie in daai liefde ooit hoef te twyfel nie. En almal van ons kan weet dat hy ons so liefhet. En nou sê Jesus vir hierdie Fariseërs en die Sadduseërs, die grootste gebod en die eerste gebod is, julle moet ook God so lief hê, met 'n agape liefde. Okay, die woorde van julle verstand, julle hart, al jou krag, is ook om dit te onderstreep. Maar die uiteinde is dat ek selfs bereid sou wees om swaar te kry, selfs bereid sou wees om te sterf vir die liefde wat ek vir God het. En Dominee Gawet so 'n tyd terug het hy vir julle gesê, as ons regtig eerlik wil wees, dit is nie vir ons moontlik om sommer maklik ja daarop te antwoord nie. Ek sien op die nuus die afgelope tyd in Afrika, weet julle hoeveel Christene het gesterf die afgelope tyd vir hulle geloof? Nie een van ons is in daai situasie nie. Dit sou maklik wees om hier te sê, ja Here, ek het U lief, maar dit kan neerkom op 'n dag, op 'n tyd, wat jy ook jou lewe kan verloor, omdat jy in Jesus glo. Maar daar's ook 'n baie meer subtiele doodmaak en verloning van die feit dat jy die Here liefhet. Dit is 'n kwessie van dat jy dood eenvoudig net opstaan as hy self in die wêreld verneder word nie. As mense hom bespot, wat jy dood eenvoudig stil bly. Dit is ook maar 'n vorm van uiteindelik om die Here te verloon. En dan beteken dit ons het hom nie regtig so lief nie. En Dominee Gawet het reg gesê, as ons eerlik wil wees, nie een van ons kan so lief hê nie. Nie een van ons nie. Selfs 'n man en vrou, laat ek dit maar vandag vir julle sê, selfs 'n man en vrou wat voor 'n kansel staan en vir mekaar trou beloof, tot die dood ons skei. Dis moeilik. Dis nie maklik nie. Ek lees die afgelope week van 'n vrou en 'n man wat lief was vir mekaar, maar die man het Alzheimer's gekry. Dit wat sy in 'n liefdesverhouding gehad het, het daardeur verdwyn. Haar man het so erg Alzheimer's gekry dat hulle nie meer kon kommunikeer nie. Wat doen liefde in so 'n geval? Is dit nog dat daar liefde kan wees en mag wees? Dis natuurlik baie moeilik. En nie een van ons moet te gou wees om te sê ek het so lief nie. Nie een van ons nie. Want ons het nie so lief nie. Ons kan nie so lief hê nie. Ek het 'n vriend wat my eendag gebel het en toe sê hy, ja Pieter, julle Christene sê julle het alle mense lief. Julle het nie alle mense lief nie.
Wees eerlik, ons kan nie so lief hê nie. Toe Jesus vir die ryk jong man sê, gaan en verkoop alles wat jy het. Kan jy so lief hê? Ek dink nie ons kan nie. Maar daar's 'n gebed wat Jesus vir ons geleer het. 'n Gebed wat vir ons help om uitdrukking te gee, wanneer ons nie selfsugtig nie, maar waar ons bid vir die hele wêreld, vir al die mense wat die Here liefhet. En ek wil hê terwyl julle so sit, dit is die Onse Vader sonder enige begeleiding, maar kom ons sing dit net saam. Kom ons bid saam. Ons Vader, U wat baie, baie diep in ons hart kyk. U wat ons emosies, ons gedagtes, ons gemoedstoestand deur en deur ken. Daar's niks wat ons vir U kan wegsteek nie, Here. En vandag wil U met ons praat oor hoe om lief te hê. En daar word so maklik in boeke daaroor geskryf, films daaroor gemaak. Maar om regtig lief te hê, Here, dis nie maklik nie. Dit vra selfverloning en dit vra uiteindelik opoffering wat ons baie keer nie bereid is om na te kom of te betaal nie. En daarom die bewus van wie ons is. Gebroke mense wat in U, Here, ons verlossing en ons vrede kom vind het. Selfs al het ons ook in U die verlossing, besef ons net ons is nog steeds nie volmaak nie. Die goeie daarvan as dat dit hou ons nederigheid, Here, dat ons ook moet besef, ons kan nie ander mense veroordeel nie, ons kan nie ander kwaadlik neem as hulle nie lief het soos hulle moet lief hê nie, want ons is maar self so. Maar ons vra, Here, dat as ons gaan praat oor die herstel van ons verhouding met U, en hoe U ons ook wil hertoewy om in U koninkryk te lewe, wil ons bid, Here, maak dit vir ons duidelik waaroor dit gaan, hoe dat ons in ons eie gebrokenheid tog ook kan lief hê soos wat U liefhet.
Ons bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Nicolien, jy kan vir ons die skrifgedeelte vandag kom lees. Dit is in Johannes 21, en ek is eintlik bly dat ons vandag by hierdie gedeelte kan stil staan, want daar's eintlik 'n onopgeloste saak in die evangelie van Johannes, en is interessant, die ander evangelies los dit onopgelos. Dis net Johannes wat vir ons hier kom uitwys. Jy kan maar kom, Nicolien, die. Julle kan daarna luister en dan gaan Nicolien nou vir ons dit Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Toe sê hy vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Toe sê hy vir hom: pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het: het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonk was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Hierna het Jesus vir hom gesê: volg my. Ons sê baie dankie, Nicolien. Nou, net voor hierdie gedeelte, as julle nou dit gaan lees self, sal julle sien, dit was by die see van Tiberias gewees. Jesus het tot op daai stadium al 2 keer aan sy disippels verskyn. Maar nie by een van daai 2 kere lees ons en vind ons dat daar 'n gesprek tussen hom en Petrus is nie. En dit is eintlik belangrik dat daar 'n gesprek moet kom. En julle sal weet hoekom. Want daardie laaste avondmaal wat Jesus saam met sy disippels was, het hy vir hulle gesê, daar gaan nou 'n tyd kom waar julle almal my gaan verlaat. En Petrus, as ware sonder om te dink, sê toe: maar Here, ek sal u nie verlaat nie. En sy woorde was dit. Hy het gesê, selfs al sou al die ander disippels u verlaat, ek sal nie vir u verlaat nie. En toe sê Jesus vir hom: voorwaar, Petrus, ek sê vir jou, dat voordat die haan 3 keer gekraai het, of voordat die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. En dan lees ons dat toe daardie oomblik kom, dat Petrus op 'n afstand gekyk het en wou sien wat met Jesus gebeur, en hulle hom herken dit as een van die disippels, dat hy uit vrees uit totaal en al ontken het, en selfs later gesweer het: ek ken hom nie. Hy het bitterlik gehuil daaroor, want die hande toe mos gekraai. En dit is in daai oomblik wat Petrus besef het wie hy ook as mens net is. Want julle sien, wat ons moet verstaan is dat Jesus het geweet Petrus is mens en hy gaan hom verloon. Hy het nie verwag dat Petrus uiteindelik sou staande bly en erken dat hy een van sy disippels is nie. Maar Jesus het daarom ook gesê: Petrus, ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. En dit het ook nie. Maar die interessante is dat toe Jesus nou die eerste 2 keer aan die disippels verskyn, dit kan julle self gaan lees, nie in een van daai 2 kere het Petrus na vore gekom nie. Dit is amper asof 'n mens die gevoel kry dat hy was skaam vir die Here, want hy het geweet, en hy weet die Here het geweet, dat hy hom verloon het.
Maar hoe kan hy dit regmaak? En ons moet nou ook verstaan dat tot op daai stadium, toe Jesus sy disippels hier heel in die begin van Matteus geroep het, het hulle ook vis gevang. Jesus het na hulle toe gekom, en omdat hy 'n rabbi van aansien was, toe Jesus vir hulle sê, volg my, het hierdie ou vissermanne hulle nette neergegooi. Hulle het Jesus begin volg. Hulle het hom leer liefkry, tot op die punt dat die einste Petrus die een was wat gesê het, toe Jesus vra, die mense sê, wie sê hulle is ek, maar wie sê julle is ek? En Petrus het gesê, u is die Christus, die Seun van God. So hy het geweet wie Jesus is. Maar nogtans het hy hom verloon. En selfs in die vorige 2 kere het hy nie die moed gehad om na Jesus te kom nie. Maar Jesus kom terug, die 3de keer by die see van Tiberias. En daar lees ons dat Petrus het soos ouer gewoonte maar weer teruggegaan om vis te vang. Dis eintlik ook sprekend van hoe hulle daai tyd maar moes gevoel het. Hulle het nie geweet wat nou gaan volg nie. En daarom het hulle maar weer teruggegaan na wat hulle vroeër gedoen het, en dit is om vis te vang. Hy en van die ander disippels, onder andere die disipel vir Jesus, waar Jesus baie lief was, en ook die ander een Thomas. En hulle het presies soos die vorige keer die nag weer niks gevang nie. Die volgende oggend vroeg, toe die son opkom, toe sien hulle daar staan iemand op die strand. Hulle toe op daai stadium nie geweet dit is Jesus nie. En Jesus vra vir hulle, het julle al iets gevang? Hulle sê nee, ons het niks, ons het die hele nag gevang, ons het niks gevang nie. En net soos in die eerste keer, sê Jesus, gooi julle net in die regterkant uit. En toe hulle doen, toe trek hulle 'n vol net vol vis uit. En toe skielik kom hulle agter, maar hierdie persoon is Jesus. Hulle sê toe vir Petrus, dit is Jesus. En Petrus op daai stadium, en ek dink nie dis verniet dat dit vir ons gesê is nie, hy was kaal bo-lyf. Toe hy dit hoor, toe trek hy dadelik sy hemp aan. Hoekom dink julle? Omdat hy respek gehad het vir Jesus. Hy wou nie sommer net kaal bo-lyf in die water klim nie. Hy het skielik besef, hy het nie daai selfde vrymoedigheid gehad wat hy voorheen gehad het nie. Hy was nie so vinnig om sommer te praat nie. En hy het sy hemp aangetrek, en toe hulle op die strand kom, toe sien hulle daar is reeds 'n vuur, en Jesus het toe dat hulle van die vis bring, en hy het toe saam met hulle vis geëet. En toe begin hierdie gesprek tussen Jesus en Petrus. En nou weet ek dat die teoloog wat hieroor skryf, sê, daar moet nie veel gemaak word dat hier 2 Griekse woorde gebruik word nie. Want ek sê weer dat die woord phileo en agape, soos ek net nou verduidelik het, kan afwisselend van mekaar gebruik word vir dieselfde diepe oortuiging van liefde. Tog wil ek meen dat ek dink dat in hierdie spesifieke gedeelte het die skrywer dit spesifiek, of die vertaler dit spesifiek so bedoel, en ek sal vir julle sê waarom, en ek sê dit veral op grond van die laaste stukkie wat volg. Die laaste gedeelte van waar Jesus vir Petrus sê, ek sê vir jou, daar gaan 'n dag kom, waar jy jou hande gaan uitstrek, en hulle gaan jou vat waar jy nie wil wees nie. Hierdie gesprek begin dat Jesus vir Petrus vra, Petrus, het jy my baie lief? En die eerste keer sê hy, meer as die ander hier. So Jesus begin waar Petrus onmiddellik geëindig het, toe hy gesê het, ek sal u nooit verlaat. Want selfs al sou die ander doen, ek sal dit nie doen nie. En Jesus begin daarmee waar hy geëindig het. Het jy vir my baie lief? En die woord wat hier gebruik word, is die woord agape. Met ander woorde, is jy bereid, Petrus, om regtig vir my op te offer? Is jy bereid om jou lewe vir my te gee? Het jy my so lief, meer as die ander disippels? Waarop Petrus dan antwoord, Here, ja Here, ek het u lief, maar die woord wat hy gebruik is phileo. Ek het u lief, Here, ek assosieer graag met u, ek het u weet dat ek vir u baie lief het, maar Petrus kon nie dieselfde woord gebruik as wat Jesus gebruik het nie. Hy gebruik nie agape nie, hy gebruik phileo.
Toe Jesus hom die tweede keer vra, sê hy weer die woord agape. Petrus, het jy my baie lief, maar hy los die gedeelte van die ander disippels uit. Hy sê nie meer as hulle nie. Hy sê net, het jy my baie lief? En weer antwoord Petrus met phileo. Here, u weet dat ek vir u lief het. Maar hy kan nie by die punt kom waar hy ook die woord agape gebruik nie. Die derde keer vra Jesus vir hom weer, Petrus, het jy my baie lief? Maar nou gebruik Jesus phileo. Het jy my phileo lief? En dis toe Petrus begin huil en sê, Here, u weet dat ek vir u lief het. Want hy het dit bedoel. So die liefde wat Petrus hier bely is nie sommer net 'n oppervlakkige liefde nie. Maar hy het hierdie liefde teenoor die Here bely, wetende dat hierdie Jesus wat voor hom is, hy is die enigste wat weet of ek in staat is om agape lief te hê. Want ek het dit nie in myself nie. En nie een van ons het daai vermoë om so lief te hê nie. Ons moet dit vir mekaar begin sê. Dit is hoekom ons mekaar moet kan vergewe. Want nie 'n man en vrou kan so lief hê nie. Nie 'n ouer en kind kan so lief hê nie. Ja, jy kan lief hê na die beste van jou vermoë. Maar dit is nie net dat, en dit is wat ons moet verstaan, dat wanneer daar iets tussen ons en die Here fout is, dan wil die Here ons bring by 'n punt waar hy alleen by jou is. En weet julle wat sê die Here vir jou? Dieselfde is vir Petrus. Hy veroordeel jou nie, hy vra net vir jou, hoe lief is jy vir my? As daar enigiets in jou lewe is wat vir jou, wat jy voel wat tussen jou en die Here staan, word stil saam met die Here en hoor hoe hy vir jou vra in die lig van dit wat gebeur het. In die lig van wat jy gesê het, in die lig van wat jy gedoen het, vra ek net hierdie een ding van jou. Hoe lief het jy my? En as jy dan sê, Here, u weet dat ek vir u lief het. Onmiddellik sal jy weet hoe om te dink oor wat jy verkeerd gedoen of gesê het. Hoe onmiddellik sal jy weet hoe om te dink oor jou gebrek aan liefde. En dan sê die Here vir hom, ek herstel vir jou. Hierdie 3 keer wat Jesus sê, pas my skape op, laat my lammers wei, laat my skape wei. Wat Jesus eintlik elke keer vir hom sê, Petrus, ek wil net hê as jy my regtig liefhet, en dit sê die Here dit vandag nou vir ons. As jy vir my lief is, julle almal wat hier sit, as julle sê dat julle my regtig liefhet, ek vra net een ding van jou. Wees 'n herder vir ander mense. Wees 'n herder. Ek sal nooit vergeet nie, daai eerste keer toe ek na julle toe gekom het, het ek saam met Dr. Benny Wolfhard van Veritas gaan koffie drink, daar by Hungry Jacks. En ek vra toe vir hom op 'n stadium die vraag, ek sê toe vir hom, hy wat nou die mense ken, ek ken nie die mense in Australië nie. Wat is dit wat die mense in Australië die meeste aan behoefte het? En weet julle wat sê hy? En dis hoekom ek sal dit nie vergeet nie. Hy sê, hy het behoefte aan 'n herder. En met die liefde wat die Here vir my gee, wil ek vir julle net 'n herder wees, maar wat julle moet verstaan is, as ons 'n versorgende gemeente wil wees vir die Here Jesus, beteken dit almal van ons moet herders word. Almal van ons moet na mekaar omsien, almal van ons moet vir mekaar lief wees, almal van ons moet mekaar kan vergewe, en almal van ons moet ten spyte van ons foute en tekortkominge vir mekaar 'n herder wees. Maar weet julle wat is vir my die heel mooiste van hierdie hele gedeelte? Ek het aanvanklik gedink, wat is die sin dat Jesus hier in die einde van hierdie gedeelte vir Petrus sê, Petrus,
Ek moet vir jou sê, daar gaan 'n dag kom in jou lewe wat jy jou hande gaan uitsteek, hulle gaan jou vasmaak, hulle jy gevat waar jy nie wil wees nie, en waarmee Jesus aangedui het, so sal jy tot jou dood kom. As die van julle wat nou ook die paus se begrafenis kyk, sou gesien dat daar is hierdie basilika in die St. Pieters kathedraal in die Vatikaan. Nou, dit is die plek waar na bewering Petrus gekruisig is en waar ook sy vrou gedood is as gevolg van die feit dat hulle in die Here geglo het. So 64 na Christus, net nadat Rome afgebrand het, het Nero die Christene die skuld ook daarvoor gegee, maar daar was ook ander redes. Maar wat gebeur het is, Petrus is inderdaad vasgemaak en hy is gevat om gekruisig te word. Maar so sê hulle dat Petrus het gesê, julle kruisig my nie soos regop soos die Here nie. Hulle het hom onderste bo gekruisig. Want hy het gesê, ek is nie so waardig soos hy nie. En dit is waaroor die Rooms-Katolieke kerk tot vandag toe nog aan daardie basilika soveel waarde heg, omdat dit tekenend is van die liefde van Petrus, wat op die ou en die hoogste prys betaal het. Wat is die punt wat ek vir julle wil maak? Dit is dit. Die Here en die Here alleen is die waarborg dat ons liefde kan oorgaan in 'n agape liefde. Anderste as die eerste keer toe Jesus vir Petrus gesê het, voorwaar Petrus, ek sê vir jou, voor die haankraai gaan jy my 3 keer verloon, sê Jesus vir hom hier, voorwaar Petrus, ek sê vir jou, daar gaan 'n dag kom wat jy kon nie nou sê, Phileo nie. Jy kon nie sê ek gaan alles prys gee nie, ek is bereid om my lewe prys te gee nie, maar deur my genade en my liefde vir jou, sal jy op die ou en daai prys betaal. Dis net die Here en die Here alleen wat in sy genade vir ons kan leer om lief te hê soos wat hy lief het. Ons is dit nie op ons eie in staat nie. En daarin lê ons troos. Ek weet dat julle die Here lief het. Maar wie van ons sou die woord agape kon gebruik? Petrus kon dit nie gebruik nie. Dat ons sê, Here, U weet dat ons vir U lief het. Maar U ken vir my. Ek kan nie. Ek wil graag afsluit hoe Petrus dit self verwoord het. As hy het dit so verstaan toe die Here vir hom gesê het, wees 'n herder. Hy skrywe in 1 Petrus 5 vers 2, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwag, nie uit eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. As jy sê ek het die Here lief, wees 'n herder. Kom ons bid saam. Onse Vader, daar kom 'n oomblik altyd in 'n mens se lewe wanneer ons tot die besef kom dat U kyk baie dieper, Here, as wat ons selfs vir U wil ontbloot. Dankie dat U vir ons in ons eie menswees, in ons eie gebrokenheid tegemoet kom. En dat U aanhoudend voortdurend die vraag vir ons vra,
oor hoe lief ons U het. Dat al die kere wanneer ons tekort skiet, wanneer ons die dinge doen en sê, wat nie strook met die liefde wat U het nie, Here, dat ons sal hoor hoe U vir ons vra, hoe lief het ons vir U. Dat ons dan weet, dit is alleen deur daarop te antwoord, wat ons herstel kan word, en wat ons onsself weer opnuut aan U kan toewy. Daarom, in hierdie oomblik, almal van ons wat hier is, U weet dat ons vir U lief het, Here. U ken vir ons beter as wat ons onsself ken. Daarom sal ons die kudde oppas. Ons sal mekaar versorg. Ons sal vir mekaar lief wees en mekaar versorg en vergewe. Here, want as ons dit nie doen nie, verloon ons die liefde wat U vir ons het. Daarom mag ons ook uiteindelik aan die doel beantwoord, soos wat U dit ook vir Petrus duidelik gemaak het. Dat selfs al sou dit op die dag neerkom, dat ons ook ons lewe moet prysgee. Dat ons vandag kan sê, in U genade, Here, is dit alleenlik moontlik. Net in U genade. Maar ons is vir U baie lief. Amen. As geleentheid om ons offergawe nou eers vir die Here te gee, waarna ons dan 'n lied gaan sing. Ons dierbare Vader, ons het vir U baie lief en wat ons ook al gee ons in daardie liefde, met 'n blymoedige hart, Here, want U is meer as alles wat ons het werd. In Jesus naam, amen. Ek het ongelukkig net 'n Engelse lied gekry wat ek dink hierdie liefdesuitdrukking teenoor die Here verwoord. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam. Joy, my King,
Ek gee vir julle net so 'n paar sekondes van stil gebed om vir die Here ook jou uitdrukking van jou liefde vir hom te sê. Die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap, die inwoning, die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle wees en bly, waar julle ook al gaan. Amen. Baie mooi dag vir julle.